In die Bybel is 'n beginsel wat reg van die begin van die Bybel af deurgetrek word. Jy sien dit in gereelde gebeurtenisse in die Bybel en hulle noem dit die oorblyfsel. Die oorblyfsel is wanneer God 'n getroue volk het wat oorbly wanneer almal anders weg is. Enige prediker wat na middagete moet preek is baie bewus daarvan dat daar 'n oorblyfsel is. En ons is dankbaar om hier te kan wees. Dankie, leraar Rudolf. Ons reeks het vanoggend afgeskop met die vraag, waar kom die boosheid vandaan? En voordat ons die vraag kan antwoord, is daar hoop. Het ons eers probeer raak sien, waar kom dit als vandaan, hierdie boosheid, hierdie chaos, hierdie verwoesting wat ons beleef. Ons het gesien dat dit as gevolg van Satan is, wat verwoesting saai hier op aarde. En dit het ons gesien, maar wat is die oplossing? En ons het sommer dadelik in die verlossingsplan ingegaan. Ek sien dat Jesus Christus, sy kruisdood, sy opstanding is uiteindelik die oplossing. Maar ons het dit alles uit die Bybel uitgedoen. En die vraag kan baie maklik kom, gebruik jy die Bybel om die Bybel te bewys? En ja, ons doen. Maar hoe weet ons dat die Bybel is getrou? Hoe weet ons dat die Bybel is werklik gesaghebend, die Bybel het werklik gesag oor ons lewens en kan vertrou word en is nog relevant vir ons lewens vandag? En daar is verskeie maniere om daarna te kyk, daar is verskeie argumente daarvoor en verskeie redes om aan te voer dat die Bybel werklik nog gesaghebend en betroubaar is. Maar vir hierdie lesing gaan ons net na een spesifieke rede kyk, hoekom ek die Bybel vertrou as die woord van God. Wat maak die Bybel anders? Daar is die Koran, die Vedas, daar is die Polykanon, daar is die Book of Mormon en verskeie ander godsdienstige geskrifte, geestelike geskrifte wat verskeie gemeenskappe aan vashou as gesaghebend vir hulle, as oortuigend vir hulle, waarvolgens hulle lewens inrig. Maar wat maak die Bybel vir Christene gesaghebend? Wat maak dat ons hierdie boek kan vertrou? Nou, meeste van ons wat Christene is, het groot geword in 'n Christen konteks. Het groot geword in 'n Christen huis of in die skool, 'n Christen skool waar Christelike waardes geheers het. Jy het miskien groot geword in 'n Christelike kerk waar jy geleer is dat die Bybel is die woord van God. Maar wat laat jou vandag glo dat jy hierdie boek kan vertrou met jou hele lewe? Wat maak dat hierdie boek anders is as enige ander boek wat bestaan? Hoekom die Bybel? En soos ek gesê het, ek gaan net na een hoofstuk in die Bybel kyk, hoofsaaklik. En ons gaan in hierdie hoofstuk indelf om te sien of hierdie boek werklik vertrou kan word. Die agtergrond is hoofstuk 1 van die boek Daniël. Die Joodse volk word in ballingskap weggelei, weg uit Jerusalem uit. Jerusalem word verwoes, die tempel word verwoes, word in stukke gebreek, al die tempelmeublement word weggevoer, die goue eetgerei in die tempel, die bekers, die tempel se meubels, alles word weggevoer na Babylon toe, deur 'n koning met die naam Nebukadnesar. Nebukadnesar het verskriklike ambisies. Hy wil die wêreldheerser wees, hy wil oor die hele wêreld heers. En hy kom en hy vat Jerusalem, en wanneer hy Jerusalem binneval, dan verwoes hy nie net hierdie hele stad nie, hy vat ook almal wat moontlike toekomstige leiersfigure in hierdie volk kon wees, vat hy saam met hom. Hy vat 'n klomp jong manne, hy vat die prinse, hy vat die sogenaamde politieke leiers, die militêre leiers, dit alles vat hy saam met hom en hy los 'n volk agter in Jerusalem wat eintlik verniel en verlate is, ou mense, vrouens, mense wat nie vir hulle self kan opstaan nie, wat eintlik baie weerbaar is. En hy gaan met hierdie groep jong manne en leiers, gaan hy terug na Babylon toe, en hy gaan vestig hulle daar in Babylon, met die hoop om sy koninkryk te kan uitbou met hierdie mense.
Dit gebeur ongeveer 600 jaar in die 600s voor Christus gebeur hierdie gebeurtenis. En die datum is belangrik vir die tyd waarin Daniël leef en skryf. Een oggend is daar 'n oproer in hierdie koning se paleis. Almal voel aan dat hier het nou iets gebeur deur die nag en hierdie koning het in 'n bui wakker geword wat almal bang maak. En die koning se raadgewers, mooi geklee in hulle amptelike klere, word haastig gesien op pad na die koning toe. En almal wonder, wat gaan nou aan? Het die koning oorlog verklaar? Het Nebukadneser 'n revolusie in sy midde ontdek? Wat gaan nou aan dat hier soveel beweging hier in Babylon se paleis besig is om plaas te vind? Almal is op pad hier na koning Nebukadneser toe. Hy het hulle laat roep. En vinnig versprei die gerugte in hierdie paleis dat Nebukadneser het deur die nag 'n droom gehad. Nou, drome in antieke tye het 'n belangrike rol gespeel. Mense het geglo die gode praat met hulle deur drome. En Nebukadneser het hierdie droom gehad en dit het hom ontstel op 'n manier dat hy nou al hierdie wyse manne, hierdie raadgewers van hom bymekaar roep. En ons lees die verhaal van daardie droom in Daniël hoofstuk 2. In die 2de jaar van die regering van Nebukadneser het Nebukadneser 'n droom gehad sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. En toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die galdeers te roep. En hierdie is nou alles hierdie belangrike mense, as hulle wat die sterre raadpleeg, wat die toekoms kan voorspel, wat allerhande mystiese gawes het om met die gode te kommunikeer. Hulle roep al hierdie mense bymekaar om vir hom die droom uit te lê. En toe gaan hulle en hulle kom voor die koning en hulle staan voor die koning en hulle sê en die koning sê vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig. Ek wil hierdie droom verstaan. En Nebukadneser weet dat hierdie droom wat hy gedroom het is anders as enigiets anders wat hy voorheen al gedroom het. Hy besef dat hierdie droom is nie maar net 'n middernagtelike onderbewussyn van hom wat die mekaar geraak het. Hier is iets aan hierdie droom en dit plaas druk op hom en dit plaas druk op sy gemoed om hierdie droom te moet verstaan. Hy wil weet wat het hier gebeur. En nou die wyse manne het dalk iets moeiliker verwag toe die koning hulle laat roep het. Om 'n droom uit te lê, dit kan nie te moeilik wees nie. Vertel net vir ons. Vertel vir ons die droom. Toe die galdeers met die koning gespreek het, mag die koning vir altyd lewe. Vertel net vir ons die droom. Ons sal vir jou sê wat dit beteken. Sien, die wyse manne, die galdeers, kan eintlik enigiets uit hulle duim uitsuig, as hulle net weet wat die koning gedroom het. Maar hulle selfvertroue het vinnig verdwyn toe die koning bygevoeg het. Die saak is by my vas. As julle die droom en sy uitleg nie aan my bekend maak nie, sal julle in stukke gekap en van julle huise mishope gemaak word. Hierdie koning gee hierdie verskriklike moeilike opdrag. Hy sê, nee, julle verstaan verkeerd, julle moet my vertel wat ek gedroom het ook. Nie net wat dit beteken nie. En dit is 'n baie groot uitdaging vir enige iemand om so iets te moet hoor. En dit is nie net van, as julle dit nie kan doen nie, dan beweeg aan nie. Dit is 'n uitdaging van, as julle nie hierdie kan doen wat ek vir julle vra nie, dan gaan ek julle doodmaak. En nie net julle nie, sommer julle huise ook, julle huisgesinne ook. So hier's 'n groot gevolg vir hulle onvermoë om hierdie droom te kan vertel en weer te lê. Ek dink hulle het vir mekaar gekyk, vreesagtig, en gedink, hoe gaan ons uit hierdie een uitkom? Miskien het die koning vergeet wat hy gedroom het. En dan kon hulle saam 'n droom by mekaar sit, maar dan sal hy tog weet, dis die waarheid hè. Aan die ander kant, dalk die koning toets hulle, hy weet dalk presies wat hy gedroom het. En hy vra vir hulle om seker te maak dat hulle die regte uitleg gee. En uiteindelik kom hulle tot die gevolgtrekking, hulle sê in vers 10 en 11 van Daniël 2, daar's geen mens op die aardbodem wat die koning se saak sou kan te kenne gee nie. Daarom het dan ook geen koning nog ooit, groot of magtig, so iets van enige geleerde of besweerder of galdeer verlang nie. Die saak wat die koning verlang is te swaar en daar's niemand anders wat dit voor die koning sou kan te kenne gee, behalwe wie?
Die gode, wie se woning nie hier by ons vlees is nie. So hierdie wyse manne plant alreeds 'n saadjie in Nebukadneser se gedagtes, dat as hierdie droom, as hierdie taak van my, van vertel die droom en sy uitleg gedoen kan word, dan moet dit van 'n bonatuurlike plek afkom. Kom van die gode, hulle kan sulke goed doen, nie ons nie, nie ons wyse manne nie, wat jy van ons vra is te moeilik. Maar Nebukadneser is onmiddellik omgekrap, en waar hulle rasionele argument, hulle pleidooi was, het sê, maar dis onmoontlik wat jy van ons verwag. Het die koning net gesê, maak hulle dood. As hulle nie kan doen nie, maak hulle dood. Arioch, lees ons in Daniël hoofstuk 2, was die koning se kaptein van die koning se koninklike wag. En hy gaan uit om hierdie bevel na te kom van koning Nebukadneser, om al hierdie wyse manne, al hierdie galdeers, hierdie sterrekykers, hierdie astroloë, hierdie toekomsvoorspellers, hierdie mistiese kenners wat met die gode kan kommunikeer. Hy gaan daarop uit, hy gaan hulle nou almal doodmaak, maar daar's ander ook wat in hierdie groep ingesluit is, wat dalk nie teenwoordig is hier in die koning se raadsaal nie, en dit is die wyse manne wat uit Judea uitgekom het. Die wyse manne wat van Jerusalem afgekom het. Die wyse manne soos Daniël en sy vriende. En Arioch moet hulle almal voor die voet van kant gaan maak. En hy by Daniël het uiteindelik besef, maar hier's iets wat ons almal ons lewe gaan laat verloor. En Daniël doen 'n pleidooi tot Arioch en sê, maar kan ek die koning gaan sien? En Daniël het by die koning ingegaan en hy het hom versoek dat hy hom meer tyd moes gee om die uitlegging van die koning te kenne te gee. Gee ons net nog 'n bietjie tyd. En in desperaatheid stem die koning in om Daniël bietjie meer tyd te gee. En toe gaan Daniël na sy huis en maak aan Hanania, Mishael en Asaria, sy vriende, hierdie saak bekend. En dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniël en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. En ek dink by myself, hierdie was nogal 'n intense bid hier, wanneer hierdie 4 manne bymekaar kom en begin bid. Hulle weet, dit is nie net hulle lewens wat daarvan afhang nie. Dit is al hierdie ander manne wat ook poste het in die regering, in die koning se regering, wat se lewens en hulle gesinne wat se lewens daarvan afhang. En hulle maak hierdie 'n saak van gebed, en die God van die hemel, volgens die verhaal in Daniël 2, hoor hulle gebed. En hy openbaar in 'n naggesig die geheim aan Daniël. En toe Daniël die God van die hemel geloof. En hy gaan na Arioch toe en hy sê vir hom, moenie die wyse manne van Babel ombring nie, bring my voor die koning, dan sal ek aan die koning die uitleg van hierdie droom gee. En Arioch vat vir Daniël na die koning toe, en hy sê dat hier 'n man onder die ballinge van Jerusalem gevind is, en hy sê hy kan vir die koning die uitleg van die droom gee, en Nebukadneser moes dalk op hierdie stadium gewonder het, wat sal 'n jong Joodse seun weet van my droom? As my eie wyse manne, as die manne wat al dekades lank in hierdie regering dien, wat die vorige koning al gedien het, as hulle nie hierdie droom kan uitleg nie, hoekom sal hierdie jong Joodse seun dit regkry? En hy vra vir Daniël, is jy in staat om aan my die droom wat ek gesien het en die uitleg bekend te maak? Daniël, verstaan jy wat op die spel is? Verstaan jy wat jy sê jy kan doen? Dink jy regtig jy kan dit doen? En Daniël antwoord en sê, die geheim waarna die koning vra, kan wyse manne en besweerders en geleerders en waarsêers nie vir jou te kenne gee nie. Hy sê, nee, ek kan nie. Ek kan nie vir die droom en die uitleg gee nie, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak, hoor mooi, hy het aan koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae, wat aan die einde van die tyd sal gebeur. U droom en die gesigte van u hoof op u bed was dit. Met ander woorde, koning Nebukadneser, daar is wel 'n God, alhoewel niemand van ons hier op aarde, geen mens aan jou opdrag kan voldoen nie, is daar 'n God wat dit kan doen. En hierdie God het hierdie droom vir jou gegee,
Nie net sommer net 'n droom wat van toepassing is op hier en nou wat met jou gebeur nie. Hierdie droom het God vir jou gegee oor wat aan die einde van tyd gaan gebeur. Daniël was dalk 'n nederige jong Joodse seun, maar hy was dapper. En hy praat namens die God van die heelal. En hy sê daar's net een betroubare bron. En dit is God self. En hy begin die droom vertel. Wat u betref, o koning, u gedagtes op u bed het opgestyg oor wat hierna sal gebeur. En so met ander woorde oor wat in die toekoms gaan gebeur, na hierdie tyd. En die openbaarder van die geheime wat u bekend gemaak het wat sal gebeur. En wat my betref, hierdie geheim is ook aan my geopenbaar, nie deur 'n wysheid wat in my sou wees, meer as in al die ander lewendes nie, maar met die bedoeling dat die uitleg van die koning bekend gemaak sal word, en u die gedagtes van u eie hart kan ken. Ander woorde, hierdie droom gaan nie oor my wat dit uitlê nie. Hierdie droom gaan oor die boodskap wat jy, Nebukadneser, van God gekry het. En hy begin vertel, u o koning het 'n gesig gehad. En kyk, daar was 'n groot beeld, en hierdie beeld was hoog, en sy glans was buitengewoon, en dit het voor u gestaan, en sy voorkoms was vreeslik, en wat die beeld betref, sy hoof was van goeie goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. En ek dink in hierdie stadium is Nebukadneser flou geskrik. Want hoe weet jy dit? Hoe weet jy wat ek gedroom het, sonder dat ek dit vir iemand vertel het? Hoe weet jy van hierdie beeld wat ek in my droom gehad het, met die kop van goud, en die bors van silwer, en die middellyf van koper, die lendene van koper, en die bene van yster, en die voete van yster en klei? Hoe weet jy hiervan? Hy sê, en verder het jou droom gegaan, daar was 'n klip wat losgeraak het, wat die beeld getref het aan sy voete. Klip wat losgeraak het, sonder dat 'n mens hom gegooi het. En hy tref hierdie beeld aan sy voete, en die voete van yster en klei die hele beeld word net fyn gestamp. Toe is te gelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyn gestamp. En dit het so skaf geword van die dorsvloere in die somer, wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor ooit weer gevind is van nie. Maar die klip wat die beeld getref het 'n groot rots geword, en dit het die hele aarde gevul. En ek sien hoe Nebukadneser wil opspring en sê, dis dit. Jy's reg, dis wat ek gedroom het. Dis die droom, dis hierdie beeld, en as hierdie klip wat kom en die beeld tref, dit is presies my droom. Presies die kop van goud, die bolyf van silwer, die onderlyf van koper, die bene van yster, die voete van yster en klei, die klip wat hier uit die hemel uitkom sonder 'n mens se hand, wat dit tref, die hele beeld wat in mekaar val, en hierdie klip wat net hierdie groot rots word reg oor die hele wêreld. Dis my droom. En die vraag is, wat kan hierdie vreemde droom van Nebukadneser te doen hê met die vraag, is die Bybel nog betroubaar in vandag se wêreld? Wat het hierdie droom te doen met die vraag oor die relevantie van die Bybel? 'n Droom wat duisende jare teruggedroom is. Wat se betekenis het dit vir ons, as ons wil vra, kan die Bybel vertrou word? En ek dink Nebukadneser het ook soortgelyke vraag gehad. Wat beteken die droom? Wat is die nut van hierdie droom? En Daniël gaan verder, en hy sê vir hom, dis die droom. Sy uitlegging sal ons nou voor die koning sê. U is die hoof van goud. Babylon, die kop, die hoof van goud, belangrikste deel van hierdie beeld, die eer, die status van hierdie beeld is hierdie kop van goud, en ek kan nogal dink dat Nebukadneser heel tevrede geglimlag het oor hierdie gedagte, dat hy in sy koninkryk die kop van goud is op hierdie beeld, wat hy oor gedroom het. 'n Historikus het die groot antieke stad van Babylon soos volg beskryf. Dit was werklik iets vir die oog. Geleë in die tuin van die ooste, opgestel in 'n perfekte vierkant met 'n sloot of 'n graaf om dit,
Sy bronspoorte, sy hangende tuine wat terras na terras opgestyg het, sy 2 koninklike paleise daar met die hele aarde in aanbidding by haar voete. 'n Koningin in onvergelykbare eer het hierdie stad gestaan, die geskikte hoofstad van daardie koninkryk wat deur die goue kop verteenwoordig is. Hierdie prachtstad, Nebukadneser wat hierdie pragtkoninkryk die heerser van is, hierdie magtige wêreldmoondheid. En as Daniël 'n slim politikus was, sou hy nie verder gegaan het met die verduideliking van hierdie droom nie. Maar Daniël was nie daar vir politieke gewin nie. Hy was daar om eer aan God te bring. En hy gaan verder en hy sê, na u sal daar 'n ander koninkryk opstaan, geringer as die van u. En Nebukadneser het nogal 'n hoë dink van homself gehad. Nebukadneser was nogal statusbewus gewees. Hy was vol van homself gewees. Inteendeel, daar is kleitablette opgegrawe deur argeoloë wat hierdie woorde opgegraveer is wat uit Nebukadneser se tyd kom. Vir die verbasing van mense het ek hierdie huis gebou, seker sy paleis. Hierdie poorte vir die verbasing van menigtes van mense. Met skoonheid het ek dit versier, mag dit vir altyd hou. En nou kom Daniël en hy sê, nee, maar dit gaan nie vir altyd hou nie. Jy is die kop van goud, jou koninkryk gaan daar wees, maar na jou gaan daar 'n ander koninkryk kom. 'n Ander koninkryk sou die goue koninkryk van Babylon vervang. Interessant genoeg het Daniël self nog geleef om dit te sien gebeur. Daniël het self gesien hoe hierdie ander koninkryk, hierdie Babyloniese koninkryk oorneem en amper vernietig. 'n Hele paar dekades nadat Nebukadneser hierdie droom gedroom het, kom hierdie volk, hierdie koninkryk van Babylon, tot 'n vernederende val. Baie dinge het intussen in Babylon verander. Daar's 'n nuwe koning aan bewind, die kleinseun van Nebukadneser is nou die koning, 60 jaar het al verbygegaan, Daniël is waarskynlik al 'n baie ou man, en hierdie koninkryk wat Nebukadneser eens met soveel eer en glorie probeer opbou het intussen moreel verval en dit was in totale politieke wanorde. En dan gaan hierdie nuwe koning, Nebukadneser se kleinseun, en hy hou hierdie groot partytjie. En in hierdie partytjie sê hy, maar ons kort behoorlike bekers om uit te drink. Gaan haal die goue bekers wat my oupa uit Jerusalem se tempel uitgevat het. Bring daai bekers. Bring die bekers wat die Jode tempels in was. Kom ons gaan daaruit fees vier. En terwyl hulle besig is met hierdie partytjie met al die tempelmeublement en die drinkgoed en die bekers en die wyn en net hierdie verskriklike baljaar van die koning en sy naastes, gebeur iets verskriklik. Teen die muur van hierdie banketsaal verskyn 'n vinger en begin skryf. Ons lees daarvan in Daniël 5 vers 3 en 4. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers en sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Uit heilige bekers uit, heilige voorwerpe wat aan God toegewy was. En hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. Het ons van hierdie elemente al voorheen gehoor in Daniël? Is dit die elemente waarvan die beeld ook gemaak is? Hulle maak vir hulle afgode daarvan. En hulle prys die afgode deur hierdie toegewyde bekers te gebruik. En dan te midde van hierdie feeslikheid kom haar die hand en het begin skryf teen die muur. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. En toe die gelaatskleur van die koning verander en sy gedagtes het hom verskrik en die gewrigte van sy heupe het losgeraak, en ek glimlag altyd oor hoe die Bybel hierdie beskryf, en sy knieë het te mekaar geslaan.
Groot vreesaanjaendheid of vreesagtigheid wat hierdie koning aangryp. En dit is 'n vreesaanjaende belewenis wat hy het, want hierso Belsasar, die kleinseun van Nebukadneser, beleef iets wat buite die norm is. Dis buite die verwysingsraamwerk van enigiets wat hier op aarde gebeur. 'n Hand wat uit die nietheid verskyn en teen 'n muur begin skryf. En Belsasar raak angstig en hy sê, enige een wat hierdie skrif kan lees en wat die uitleg kan gee, sal met purper bekleed word. 'n Goue ketting sal om sy hals wees en hoor wat kry hy? Hy sal derde in rang wees van die koninkryk. As Belsasar maar geweet het wat vir hom wag, sou hy nie statusposisies in sy koninkryk so vinnig uitgedeel het nie. En ten spyte daarvan dat hy al hierdie beloftes maak, al hierdie geskenke beloof, is daar niemand wat vorendag kan kom en die woorde lees en dit verstaan en dit uitlê nie. En dan kom die koning se moeder, Belsasar, die koninginmoeder, en sy sê maar daar was iemand wat vir jou oupa gehelp het, baie jare terug, sy naam is Daniël, kry hom. Daniël is teen hierdie tyd al 'n ou man, maar die profeet word ingeroep, en die koning beloof vir Daniël al hierdie skatte en status en eer, en sê, lees net vir my wat het die hand daar teen die muur geskryf. Verduidelik my net wat gaan daar aan, en Daniël antwoord, u kan u gawes vir u self hou. U kan u geskenke vir 'n ander een gee. Ek sal nog steeds vir jou die skrif van die koning lees. Miskien weet Daniël iets wat Belsasar nie weet nie. Dat in daardie nag sou die gawes en die geskenke en die posisies in hierdie koninkryk eintlik niks meer werd wees nie. Daniël sê ek sal vir u die skrif lees en die uitlegging bekend maak. En dan lees ons die skrif in Daniël 5 vers 25 tot 28. Die skrif teen die muur is mene tekel Ufarsin. Dit is wat die hand teen die muur kom skryf het. 'n Goddelike hand. Mene God het u koningskap getel en daar 'n einde aangemaak. Tekel is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, Ufarsin, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. Nou wat Belsasar op daardie stadium moes dink, weet ons nie. Want die Meders en die Perse was op daardie stadium besig om om Babylon te beleer, maar daar was geen ingang vir hulle nie. Hierdie stad kon nie gepenetreer word deur enige vyandelike weermag nie. Hulle was veilig aan die binnekant. Wat is dit nou die storie, Daniël? Wat is jou storie nou, dat ons teen die Meders en die Perse gaan val? Maar ons ken die geskiedkundige verhaal van hoe die Meders en die Perse in daardie nag die Eufraatrivier wat deur Babylon loop, weggelei het. Terwyl die koning met al sy bevelvoerders, met al sy hooggeplaastes, besig is om hierdie verskriklike partytjie te hou, kom Kores, die koning van Persië, en hy lei hierdie rivier weg van Babylon af. En die rivier droog op wat deur die stad loop. En dit skep geleentheid vir die soldate van die Meders en die Perse om deur hierdie rivierbedding die stad binne te dring. En teen die tyd wat die koning by homself gekom het, was die stad Babylon vol van die vyandige soldate van die Meders en die Perse. 150 jaar voor hierdie gebeurtenis, voor hierdie man Kores nog bestaan, noem God al sy naam aan die profeet Jesaja, so sê die Here aan sy gesalfde aan Kores, wie se regterhand ek gevat het om die nasies voor hom neer te werp. Daniël het geprofeteer dat na die goue ryk van Babylon, 'n minderwaardige koninkryk, verteenwoordig deur 'n bors van silwer, aan die mag sou kom. En die koalisieregering tussen die Meders en die Perse was beslis minderwaardig teenoor die magtige Babyloniese ryk gewees. Maar deur baie goeie militêre taktiek kry Kores dit reg om hierdie stad binne te dring en dit oor te neem.
En vir die volgende 2 eeue regeer die Meders en die Perse die hele bekende wêreld van die Midde-Ooste. Babylon, die magtige Babylon, die kop van goud, moes plek maak vir 'n ander volk, vir 'n ander koninkryk. Maar dit was nie die einde van Nebukadneser se droom nie. Sien, hy sê verder vir Nebukadneser, Daniël, na hierdie tweede koninkryk, is daar 'n derde koninkryk van koper, wat oor die hele aarde sal heers. En die briljante jong generaal met die naam Alexander die Grote, kom verslaan vir Darius die derde van Persië, by die slag van Arbela in 331 voor Christus. En hierdie onverwagte militêre strateeg, wat uit die niet uit verskyn, wat geen politieke of militêre, hoe sal die Engelsman sê, cloud het nie. Is nie iemand met wie rekening gehou hoef te word nie. Dis so klein mag. Kom Alexander die Grote en hy vat die Meders en die Perse se koninkryk van hulle al weg. En op 'n jeugdige ouderdom van 25 jaar is Alexander alreeds die heerser oor die mees uitgebreide koninkryk wat nog ooit die wêreld geheers het. Hy neem net die een volk na die ander een oor met pyk militêre strategie. En die Griekse historikus Arian skryf oor Alexander die Grote. Hy sê, ek is oortuig dat daar geen ander nasie, stad of mens was waar sy naam nie bereik het nie. Almal het geweet van Alexander die Grote. Daar blyk vir my dat daar 'n goddelike hand oor sy geboorte en sy dade was. Dit lyk of daar iets anders sit oor hierdie mag waarmee hierdie Alexander net die wêreld oorheers. Waarmee hy net die wêreld inneem. Dis gepas dat die beeld van Nebukadneser hierdie koninkryk as die koper of die brons voorstel. Maar dit was interessant genoeg ook die materiaal waarvan hulle die wapenrusting gemaak het, wat die Griekse infantrie gedra het. Hulle het koper en brons gebruik om hulle wapenrustings te maak. En nou moet ons in ag neem, ons is nou al 300 jaar na Daniël se tyd. So onthou, Daniël het hierdie beeld gesien, hy het dit vertel vir Nebukadneser, hy sê, jy is die kop van goud, na jou kom maar 'n ander volk, ons het die Meders en die Perse gesien hoe hulle die Babyloniërs inval en die stad in besit neem, na die Meders en die Perse kom maar 'n derde koninkryk, dit is dan nou die koninkryk van Alexander die Grote, die Grieke, en hierdie is nou al 300 jaar later, nadat Daniël geleef het. So hier moet iets agter hierdie droom sit, wat die toekoms ken. Daniël gaan verder en hy sê, die vierde koninkryk sal hard wees soos yster, omdat yster alles fyn stamp en verpletter, en soos die yster wat vergrys, sal hierdie koninkryk alles fyn stamp en vergrys. Ons lees in the History of Rome, op 22 Junie 168 voor Christus, tydens die slag van Pydna, het die ryk van Alexander die Grote vergaan, 144 jaar na sy dood. Sien, Alexander is op 'n jong ouderdom oorlede. En Alexander het sterf sonder dat hy vir 'n troonopvolger los. Daar's niemand om die Griekse ryk na verdere grootheid te vat nie, na verdere glorie te vat nie. En hierdie regering, hierdie ryk van Alexander die Grote word verdeel onder sy generaals, hoofsaaklik 4 van hulle. En elke een van hulle gaan stig sy eie ryk en sy eie koninkryk. En hulle begin in opstand kom teen mekaar, en hulle begin oorlog voer onder mekaar. En 144 jaar na Alexander se sterwe, kom val die Griekse ryk, toe die Romeine die grootste van hierdie 4 ryke inval en besit van neem. En die Romeine, wat self ook 'n volk was, wat niemand baie waarde aangeheg het nie, wat niemand baie oor gedink het nie, ook maar op 'n stadium 'n klein nietige volkie was, die Romeine word die nuwe wêreldmag. En kan jy sien hoe die geskiedenis homself die hele tyd herhaal?
hoe daar die hele tyd 'n nuwe volk is, wat die vorige volk oorneem, wat die vorige volk invat, wat die plek vat van die nuwe wêreldmoondheid, en hoe hierdie volk die hele tyd net eintlik in status swakker is as die vorige een, swakker is as die vorige een. Die Republiek van Rome kry die heerskappy oor die hele bekende wêreld. En hierdie Romeinse volk verpletter enige moontlike teenstand wat na hulle kant toe kan kom. Hulle doen dit met baie aggressie, met baie wreedheid. Ons het nou gekyk na die kruisigingstoneel van Jesus. En dit was hulle gunsteling manier van die doodstraf vir nie-Romeine, was kruisigings. Hulle het daarvan gehou om nie-Romeine te kruisig. So hulle boesem vrees in by enige iemand wat hulle sal waag teenstaan. En daar is selfs sekulêre historikuste, soos Edward Gibbon, wat 'n paar honderd jaar terug geleef het, wat skryf: die beeld van goud of silwer of brons wat dalk kan dien om die nasies te verteenwoordig en hulle konings is opvolgend gebreek deur die eystermonargie van Rome. Selfs 'n sekulêre geskiedkundige sê maar daai beeld van Daniël, dit lyk of dit by Rome opeindig. Hippolytus, 'n 3de eeuse teoloog uit die vroeë Christen kerk uit, skryf: verheug geseënde Daniël, jy was nie verkeerd nie. Al hierdie dinge het gebeur, reeds heers die eyster, reeds onderdruk dit en verpletter dit. Hy skryf in die tyd wat die Romeinse ryk in bewind is, wanneer hulle op hulle hoogtepunt is. Rome was 'n wrede nasie, en hulle het oor die wêreld geheers met 'n eysterhand. Die keisers het hulle self as gode beskou en het verwag dat hulle aanbid moes word en dat hulle in alles gehoorsaam moes word. En hulle word die langste en die mees uitgebreide van die 4 koninkryke van die wêreldse geskiedenis sedert Daniël. En in die tyd van Rome is daar wat hulle noem die Pax Romana, die vrede van Rome. En hulle reken dit was die mees vredevolste tyd in die wêreldse geskiedenis. Minste oorlog. En is nie omdat Rome so 'n wonderlike land was wat sulke goeie diplomatisiese verhoudings gehad het met ander volke nie. Dis net omdat almal so bang was vir hulle. Omdat hulle so vreesaanjaend was, so aggressief was, dat niemand teen hulle oorlog wou voer nie. En daar was baie min oorlog teen Rome. Hulle was werklik so sterk soos eyster. En dan verander die beeld. Dan verander die rigting van hierdie beeld. Dit was hierdie elemente van goud, silwer, koper, eyster. Elkeen stel 'n koninkryk voor. Daniël, Nebukadneser, jy sien in die toekoms in. Jy sien die volke wat gaan kom na jou. Maar dan gebeur iets anders. Die voete en die tone soos u gesien het, deels van pottebakkersklei en deel van eyster, was dit 'n verdeelde koninkryk. En van die hardheid van eyster sal daarin wees, en omdat u die eyster met kleigrond gemeng gesien het. En die tone van die voete ook deels van eyster en deels van klei. 'n gedeelte van die koninkryk sal hard en 'n gedeelte sal bros wees. En dat u die eyster gemeng met kleigrond gesien het, hulle sal deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak, maar hulle sal nooit aan mekaar vasklewe, net soos eyster nie met klei kan meng nie. En Daniël vertel hier van Nebukadneser, na hierdie 4de koninkryk in die toekoms in, gaan hier iets gebeur in die wêreld. En dit is dat hier 'n vermenging gaan plaasvind, dat daar nie meer een magtige koninkryk gaan wees nie, dat daar die eyster gaan wees en dat daar die klei gaan wees, en alhoewel hulle deur mense hande aan mekaar probeer vaskleef, kan hulle nie een word nie. Daar is nie eenheid wat na hierdie 4de koninkryk kom nie. En Rome word verdeel. Vir 600 jaar heers hierdie eyster koninkryk, hierdie reuse koninkryk van eyster, vir 600 jaar heers dit oor die bekende wêreld. Maar Rome het stelselmatig sy stabiliteit en sy krag begin verloor. En hier en daar begin daar allerhande stamme opspring
allerhande rebellegroepe, geen een volk wat amptelik oorlog maak teen Rome en hom oorneem nie. Maar hier en daar in die Romeinse Ryk begin daar hierdie rebellies vorm. En Rome se mag begin verkrummel. En verskillende stamme val die Romeinse Ryk in gedurende die 4de eeu na Christus. En breek hom stuk vir stuk af. En in die jaar 476 na Christus, keiser Augustus is aan bewind, word hy van die troon afgehaal. En Rome verdeel amptelik in 10 volke in. 10 verskillende volke. Hulle is die Alemanni, die Burgondiërs, die Franke, Lombarde, Sakse, die Suevi, die Visigote, die Heruli, die Vandale, die Ostrogote. En van hulle is vandag nog daar, en daar is baie interessante, insiggewende Bybelprofesieë oor hierdie 10 volke. Dit is nie nou na gaan kyk nie, maar dit is dalk op 'n latere stadium na gaan kyk. Wat selfs wys hoe daardie 3 volke, die Heruli en die Vandale en die Ostrogote, uiteindelik uitgewis sou word. Maar 7 van hulle bly tot vandag toe nog. Is waar ons die Duitsers en die Switsers, die Franse, Italianers, die Engelse, die Portugese en die Spanjaarde van kry. So verdeel hierdie magtige Romeinse Ryk, hierdie bene van yster, hierdie magtige ryk verdeel in hierdie 10 koninkryke in. Sommige was sterk, soos yster, ander was swak soos klei. En hierdie is die deel van Daniël se profesie, wat vir jou en vir my die belangrikste is van hierdie hele beeld. Vir ons wat hier in 2026 leef. Baie wêreldheersers het oor tyd probeer om hierdie 10 nasies saam te smelt. Hulle het koninklike huwelike probeer. Hulle het probeer om kinders in die wêreld te bring wat hierdie nasies onder een vaandel sou begin bymekaar bring. En vir die eerste dekade van die 20ste eeu was amper elke gekroonde leier van Europa op een of ander manier familie. So het hulle probeer vermeng onder mekaar om seker te maak dat hulle weer een koninkryk kan stig. Maar dit het nie gebeur nie. Al was Karel die Grote, daar was Louis die 14de, daar was al hierdie konings wat opstaan met hierdie planne van een verenigde koninkryk. Miskien een van die belangrikstes, een van die grootste gebeurtenisse van iemand wat besluit het om die hele Europa weer onder een koninkryk te vestig, was die verhaal van Napoleon Bonaparte, wat tot stand kom, hierdie generaal, hierdie leier wat tot stand kom terwyl die Franse revolusie aan die gang is, en hy word die nuwe Franse leier, op baie interessante maniere, onverwagte maniere, kom hy tot leierskap. En hy besluit, maar hy wil weer Europa verenig onder een koninkryk. 29 jaar oud, baie ambisies, en hy gooi die hele Franse regering omver, en hy begin sy eie familie in magposisies plaas, iets wat vir ons bekend klink hier in Suid-Afrika. Maar dinge gaan nie vir hom soos wat hy beplan nie. 2 dinge kom in sy pad. Die eerste ene is op 18 Junie 1850. Die eerste ene is dat ewe skielik begin het reën, terwyl hy met sy artillerie besig is om oos te beweeg, om groter dele van Europa in te neem. En sy artillerie val vas in hierdie reën en hierdie modder. En hulle is gereed om oorlog te maak, hulle moet nou oorlog maak, en is die slag van Waterloo, en hy kan nie veg nie. En hy word oorwin. En die tweede ene is, in hierdie reën en modderspil, skree Napoleon Bonaparte verskeie bevele uit. Maar om een of ander rede misverstaan die generaals hom. En waar hy probeer terugtrek uit die modder uit, gaan hulle vorentoe. En die slag van Waterloo breek die Franse magte onder Napoleon se leiding heeltemal. Hy was gereed om die bekende Europa te verenig. En het is interessant dat 30 jaar daarna skryf Thomas Arnold die volgende: wat was die hoofteenstander van hierdie enorme mag?
Hoe kon Frankryk, hoe kon Napoleon se magtige staat gewees het? Hoe is dit weerstaan? Dis deur niemand en deur niks anders as die direkte en duidelike ingryping van God nie. Want God het gesê, die voete van yster en klei sal nie een word nie. En maak nie saak wat die menslike planne was nie. Daarna het keiser Wilhelm van Duitsland gekom en Hitler het gekom. Hy wou die wêreld onder een mag verenig. En so daar een na die ander gekom en gegaan in Europa wat net weer die Europese, ons dink aan die Europese Unie, wat 'n onlangse beweging is, 'n redelike onlangse beweging. Maar nooit kry hulle dit reg om werklik eenheid te vestig in hierdie koninkryke nie. Hoekom? Want daar's 'n profesie wat vas staan. 'n Profesie van 'n beeld duisende jare terug, waar God vir 'n heidense koning gesê het, ek gaan jou vertel wat deur hierdie wêreld se toekoms gaan gebeur. Nou dis baie maklik om 'n toekomsuitlating te maak. Dis baie maklik om te sê dis wat gaan gebeur, dis wat gaan gebeur, dis wat gaan gebeur. Maar soos die Engelsman sê, the proof is in the pudding. Dis eers wanneer jy daar staan in die toekoms en kan terugkyk in die geskiedenis, voordat jy kan bevestig dat dit wat oor die toekoms gesê was, wel waar was. En waar ons vandag staan, kan ons terugkyk in die geskiedenis van hierdie wêreld. En ons kan sien dat dit wat God voorspel het deur hierdie droom aan Nebukadneser het waar geword. Daar het 'n volgende koninkryk na hom gekom, die Meders en die Perse. En daar het 'n koninkryk na hulle gekom, die Grieke. En uiteindelik na hulle het daar weer 'n koninkryk gekom, die Romeine. Maar na hulle was daar net verdeeldheid gewees. Hierdie profesie 2600 jaar terug is vervul gewees. Maar daar moes nog een ding gebeur in Nebukadneser se droom. 2 vers 44, in die dae van die konings, dis die 10 koninkryke, sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. En dit sal al daardie koninkryke verbrysel en 'n einde aanmaak. Onthou jy hoe het hierdie droom geëindig? Dat 'n klip uit die hemel uitgekom, losgemaak nie deur 'n mens se hand nie. Hy het al hierdie koninkryke in mekaar laat val en hy het die hele wêreld 'n groot rots gemaak. Hierdie koninkryk sal vir ewig bestaan, net soos u gesien het dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Al wat nog moet gebeur in hierdie droom van Nebukadneser is 'n rots wat die koninkryke van hierdie aarde moet tref. Is 'n rots wat hierdie aarde moet kom skud. 'n Nuwe koninkryk wat al die aardse koninkryke tot niet kom maak. Al die koninkryke van die geskiedenis, al die huidige koninkryke tot niet kom maak en 'n nuwe koninkryk kom vestig. 'n Koninkryk wat vir altyd sal bestaan. En as ons na hierdie beeld kyk en ons sien hoe die vervulling plaasgevind het, die een na die ander, die een koninkryk na die ander koninkryk, en ons besef, maar hierdie is geskryf voordat enige van hierdie plaasvind. Teen die tyd wat Daniël dit vir Nebukadneser sê, is dit onwaarskynlik dat enige ander koninkryk, enige ander mag, teen sy sterk Babylon te stand kan kom. Maar dit is wat gebeur. En as ons terugkyk en ons sien die vervulling van hierdie beeld, perfek soos wat dit plaasvind, hoekom sal ons dan twyfel dat die laaste deel van die beeld ook waar is? As alles wat voorheen gebeur het in die beeld, alles wat voorheen gebeur het in die droom, tot vervulling gekom het, dan moet die rots wat hierdie beeld tref, ook tot vervulling kom. My liewe vriende, die grootste volgende gebeurtenis, die volgende kosmiese gebeurtenis, die grootste gebeurtenis wat op hierdie aarde kan gebeur, is die koms van Jesus Christus. Die vestiging van 'n nuwe koninkryk. 'n Koninkryk wat vir altyd sal bly staan. 'n Koninkryk wat nie deur mense hande tot stand gebring is nie. 'n Koninkryk wat nie gevind is deur mense hande, wat nie gevorm is deur mense hande nie.
'n koninkryk wat die hele aarde sal vul en die profesie tot vervulling sal bring, dat die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Nebukadnesar se reaksie na hierdie droom spreek boekdele. Hy sê vir Daniël, julle God is die God van die gode. Hy is die Here van die konings. Hy is die openbaarder van geheimenisse. Daarom weet ek, jy was in staat om hierdie geheime te openbaar. My liewe vriende, as 'n heidense koning oor 'n toekomsvisioen so opgewonde kan raak oor hierdie God, waar laat dit jou en my? Ons wat die voorreg het om terug te kyk in hierdie wêreldse geskiedenis, te kan sien hoe hierdie een koninkryk na die ander koninkryk te stand gekom het, presies soos God voorspel het. En dat daar nog net een koninkryk wag. Terwyl ons hier in die toonnaals van hierdie beeld leef, daar's niks meer na dit nie, daar's niks meer na die tone nie. Daar's niks meer in hierdie beeld wat kan kom nie, behalwe die nuwe koninkryk. Die koninkryk van die rots, van die klip wat 'n rots word en 'n nuwe koninkryk word. Dit sal die volgende groot, glorieryke gebeurtenis wees. Gebeurtenis wanneer Jesus weer terugkom. Hy gee die uitnodiging, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat ek vir julle berei het. Ons het begin met die vraag, kan ek die Bybel vertrou? Tussen al hierdie ander godsdienstige geskrifte, as ek vanoggend soos wat ek hier staan in my hart oortuig, daar's niks anders wat nog ooit geskryf is wat kon doen wat die God van die Bybel kon doen nie. Een hoofstuk. En daar's baie ander sulke voorbeelde in die Bybel. Daar's baie, ons het net na een profesie gekyk. Maar een hoofstuk bevestig dat die God wat hierdie boek geïnspireer het, 600 jaar voor Christus, 2600 jaar voor ons, die toekoms van hierdie wêreld geken het. En dit bevestig dat ek hierdie boek kan glo en vertrou. En dis wanneer daar in my lewe chaos is en verwoesting is, en wanneer dinge lyk of dit alles uitmekaar uitval, kan ek na hierdie boek toe gaan, vir hoop. Ek kan hierdie boek vertrou, dat ek hierin hoop kan kry. Want as die God van die hemel die wêreldse geskiedenis vooruit kon sien gebeur, kan ek ook glo dat hy my lewe in sy hand hou. En dat ek veilig is by hom. Baie het gekom en probeer om daardie profesie van Daniël, van Nebukadnesar te verander. Baie het gehoop om daai laaste koninkryke te verenig. Baie ander koninkryke het teen die Meders en die Perse en teen die Grieke en teen die Romeine probeer opstaan. Maar niemand kon suksesvol wees behalwe die wat in lyn was met hoe die profesie was nie. As die God van Daniël dit kon doen, 2600 jaar vooruit kon voorspel en dit akkuraat waar word, hoeveel te meer kan ek my lewe nie toe vertrou aan hom nie. Ek sien uit om julle volgende week te sien. Selfde tyd, selfde plek. Ons begin 9:30 volgende Saterdag die 13de. En nooi julle vriende, bring bure saam, bring vriende saam, bring julle werkskollegas saam en bring iemand om saam te kom luister. Ons gaan volgende week na 'n paar ander onderwerpe kyk, maar ek hoop dat wanneer ons klaar maak, ons almal hier sal weggaan met die wete dat daar hoop is. Maak nie saak hoe sleg dit kan gaan nie. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, dankie. Dankie vir die God wat U is. Dankie dat U hierdie wêreld in U hand hou, ten spyte van die chaos en die verwoesting wat Satan op hierdie aardbol laat plaasvind, is ons nog steeds veilig in U hand.
En U het die toekoms van hierdie wêreld vooruit gesien. U het dit aan daardie heidense koning Nebukadneser bekend gemaak. En vandag kan ons terugkyk en sê waarlik ons God leef. Want dit wat hy gesê het gaan gebeur, het gebeur. Wie anders kan dit doen, Here? Ons weet nie eers of ons môreoggend nog hier sal wees nie. Ons weet nie wat hierdie week vir ons inhou nie. Maar U ken die toekoms duisende jare vooruit en daarom kan ons U woord vertrou. Ons dank U daarvoor. Here, as hier dalk iemand is wat soekend is na hoop in hulle lewe, deur 'n moeilike tyd gaan, stikkend is, mag U woord ons strek om die hoop van die koning van die eeue, die koning van die ewige koninkryk, op te soek in die bladsye van die Bybel. Dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U ons gaan kom haal. Ons sien uit na daardie volgende koninkryk. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen.